Kyk 'n slag na die groot 5 se diere. Met wel sterk, braaf en wilde maniere. Hulle het so baie vir ons om te leer. Van 'n verhouding na aan die lewende Heer. So swaai hulle sterte en pronk met 'n spring. Vat 5 jou kuif, hier kom 'n ding. Die groot 5 kom vir ons 'n boodskap bring. Brul, brom, grom en 'n hartlike hallo aan julle jelletjies. Dit is ek, Mossie Flinkvink. En ek wonder waar is klein sis Kokkie Flinkvink? Ai, wie hy daai ene tog. In elk geval, kom ek leer julle vandag so 'n bietjie van die dier waarmee ons gaan vat 5 met die groot 5 vandag. Laat ek vir julle so lank bietjie vertel wie ons kuiergas vir die dag is. Hier gaan ons. Hierdie dier is baie meer as net 'n kwaai koei. Hulle loop in 'n trop en saam met enige vyand stoei. Vandag vat ons 5 met die buffel. Hierdie dier moet tot 40 liter water 'n dag drink om gesond te bly. 40 liter, dit is meer as wat 'n vis drink elke dag. Dit is 20 Coke bottels vol water vir een van hulle. Sjoe, dit is nogal baie water, wie jy? Water, baie water, ja, pleisters, kamera, foto. Ons is in moeilikheid, groot moeilikheid. Goeiemôre klein sis, het jy by jou toon gestaan? Nee, ons het foto's gaan probeer, die buffel en die bakkie in die modder vasgesit en krokodille, duisende, nee, miljoene krokodille. Ag, nee, tog, jy gaan ons alweer. Nee, Loerie het probeer om hulle skrik te maak, sy maak toe 'n vuurtjie en die hele bakkie vlam, baie vlamme. Nee, maar ons gaan ons die bos aan die brand steek. Ja. Hier kom ek, Loerie dier. Daar kom jong. Maar my aarde Loerie dier jong. Hier het ek gedink vandag is die dag wat ons die bos afbrand en ek jou uit die kake van 'n krokodil moet kry. En toe ek jy aankom, het jy hierdie fees vir ons gereed. Ag, askies vir die groot skok, Mossie. Jy weet mos maar hoe is ou Kokkie dier. Sy hou daarvan om 'n storie vreeslik in te kleur. Of hoe, Kokkie? Ja nee, sy is so 'n bietjie dramaties, nee. Ag, ou Loerie dier. Ja nee, ek was in trane. Ek dog hier is die dag wat Loerie Flinkvink krokodilkos word. Gelukkig nie hierdie keer nie, Mossie. Ek dink al was 'n krokodil. Maar was dit dalk nou 'n boomstam? Ag, ek weet nie eers nie. In elk geval toe besluit ek, weet jy wat, ek het my braaier. Kom ek sit hom hier terwyl ek so vas sit in die modder, braai 'n ou marshmallowtjie. Toe dink ek, kom ek nooi vir Mossie hulle. En voor ek kon keer, sien ek Kokkie snol daar en gaan haal jou. En ja, nou sit ons hier. Wel, wat verwag julle? Wie het nou 'n bakkie braaier? Ek het gedink ons groot moeilikheid. Maar Ja, toe maar ou Kokkie. Ons weet mos maar jy het die dramatiese streek van die Flinkvink familie geërf. Ja. In elk geval. Ja. Ha, julle kyk, daar's wraggies buffels. Maar dis mos die dier waarmee ons vat 5 met die groot 5 vandag. Is hulle nie dierbaar nie, Mossie? Dierbaar. En hulle is so goeie diere. Dis hoekom hulle van my gunsteling diere is. Het jy geweet, door die swakste buffel staan nie, of 'n alleenloper leeu en 'n jakkals, staan nie 'n kans om hom te vang nie. Want dit is die mooi ding van 'n buffel. Hulle is sirkelmakers. Weet as ek nou my geld op 'n dier moet sit wat moet wen, tussen 'n baba buffel en 'n leeu. Kokkie dier, dan dink ek die leeu sal wen. sy ook nou nogal so gedink het. Maar sirkelmakers, jy sê hulle doen kuns om die leeu te oortuig om nie die buffel te eet nie. Snaaks het hulle op die sirkel besluit het, wie jy. Nie eintlik presies dit nie. Weet jy wat? Kry julle verkykers, dan wys ek vir julle wat ek bedoel. Kom. Kakie bos, maak so 'n bietjie jou lekker los. Fokus Mossie, fokus. Hier kom dit. Kyk, hier kom die leeu's. Hardloop buffels, hardloop vir julle lewe.
Ja, ek wil ook nie sien nie, loerie dier man. Raak nou eers rustig, man. Ek sal vir julle sê as julle moet wegkyk. Maar nou moet julle eers fokus. Ag nee, Loerie man. My maag draai somme. Ek kan dit nie hanteer nie. Ai, raak nou rustig, Kookie. Ek ken hierdie trop buffels. Weet jy wat? Die leeu's gaan nie vandag regkom nie. Ai, kyk daar. Hardloop weg. Nee. Man, Kookie, kyk wat gebeur. Kyk net. Kyk daar. Haai, kyk wat gebeur. Kyk hoe staan die buffels saam. Dit lyk omtrent of hulle 'n sirkel maak. Hardloop leeu's, hardloop weg vir julle lewe, want die sirkelmakers gaan vandag wen. O man, loerie dier, jy's aan vol grappe, jong jou ou grapkas. Buffels maak nie sirkels vir kuns nie, Kookie dier, dit kan mos nooit gebeur nie. Waarin het jy gedink tog? Buffels is sirkelmakers met hulle lywe. Net so, Mossie. Buffels is bekend vir die manier hoe hulle 'n sirkel maak om die swakste buffel wanneer daar moeilikheid kom. Jy sien, en op daai manier kon geen leeu naby 'n ou swak buffeltjie kom nie, want die sterk buffels maak 'n sirkel en keer dat hy nie by hom kan uitkom nie. Presies net so. Ek het nog altyd gesê, mense moet meer soos buffels wees. As hierdie hardkoppige koeie om die swakste buffel 'n sirkel kan maak om hulle teen die moeilikheid te beskerm, dan kan ons maar seker ook. Of hoe? Praat jy nou soveel waarheid, Skattebol, en die Bybel gee vir ons net soveel waarheid oor hierdie. Ek moet my Bybel gaan haal dat ek vir julle 'n vers oor hierdie kan lees. Pas op uit vir die ou boomstompies, hoor. Tjus. Ons bly lief vir jou. Dierbaarheid, ek dink die Here wil vir ons soveel waarheid kom leer deur die buffels wat sulke mooi sirkels om die swakkes maak. En ek dink ons kan dit in Galasiërs 6 vers 2 gaan lees oor wat die Here vir ons hier wil kom leer. Hoor 'n bietjie mooi wat staan hier. Help ander gelowiges wat swaar kry en gee so uitvoering aan Christus se liefdeswet. Ek dink die Here wil so mooi vir ons kom sê dat wanneer ons sien ander mense is swak, moet ons hulle so mooi gaan help dat hulle Christus se liefde weer deur dit kan raak sien en sal onthou dat hulle aan hom kan vashou. Okay, Kookie. Dis verskriklik mooi, maar ook baie moeilik. En ek dink ook jy is altyd regverdig nie. Dis so moeilik om baie keer ander mense se probleme vir hulle te dra. Soos die swak buffel moet ook iewers seker leer om teen daai groot leeu te veg en sy eie probleme weg te kry. Maar dit is die ding. Ons is baie vinnig om ander se probleme te dra, maar nie ons eie is altyd nie. Maar jy sien, loerie dier en Kookie dier, dis presies wat die buffels vir ons leer, want ek dink hulle verstaan beter wat hierdie gedeelte in Galasiërs 6 wat ons doen. Kyk nou net bietjie daar. Daai buffels is nie die heeltyd 'n sirkel om die kleintjies nie. Nee. Die Bybel sê ook nie ons moet die heeltyd almal se probleme die heeltyd vir hulle dra nie. Nee, kyk bietjie wat maak die groot buffels. Hulle kan sien wanneer die moeilikheid kom en op die regte tyd maak hulle 'n sirkel om daardie klein buffeltjie sodat wanneer die groot gevaar kom, daar beskerming is. Maar hulle is nie die heeltyd om daai klein buffeltjie nie. Daai buffeltjie moet ook leer om sterk te word. Skarrebol, en is dit nie mooi dat die buffels 'n sirkel maak nie? Dink bietjie aan 'n sirkel. Maak nie saak hoe groot jy hom trek nie. 'n Sirkel is 'n grens, nê? Grense is baie belangrik. Ons moet weet wanneer ons moet help en wanneer ons moet terugstaan. En dit leer ons wanneer ons kies om aan Jesus vas te hou en gehoorsaam te wees aan dit wat hy vir ons sê. Ons hoef nie altyd almal se probleme die heeltyd vir hulle te dra nie. Maar wanneer jy in jou hart voel, jy moet bietjie gesels met 'n maat of jy moet bietjie help wanneer dit nodig is, dan is dit die Heilige Gees wat vir jou sê, opskit, dit is tyd om 'n sirkel te maak. Mossie, ek weet jy bedoel nou iets baie moois hiermee, maar Ag, skarrebol tog. Kinders mens moet hulle alles leer. Kom ons gaan voer nou eers daai oulike buffels vir die wonderlike les wat hulle vir ons gegee het en dan vertel ek vir julle wat ek bedoel. Daar sê julle moet nou lekker eet, hoor. Ag, is hulle nie dierbaar nie. Dierbaar. Maar in elk geval, skarrebolle, wat sou julle grootste vrees wees op 7 jaar oud? Mossie, ganse. Ek is nou nog bang vir ganse. Daai klink van dramatiese streep.
Is nou sleg dat jy bang is vir ganse, ou loeriedier, maar koning Joas sou my hele verskil het, want daai man moes koning word op 7 jaar oud. 'n Koning van 7 jaar oud. Ek sou ook bang gewees het. Ag, Kwikkiedier, jy is bang vir enige iets, jong, tot boomstompe. Maar ek hoor wat jy sê, ja, dit was 'n groot taak op daai klein koning se skouers, maar hy het eintlik nog groter probleme gehad. Ek wil graag vir julle sy ou storieetjie lees, dan gesels ons verder. Hier gaan ons. Maak sirkels om die koning, 2 Konings 11 vers 1 tot 17. Atalia wou so graag die koningin bly, dat sy almal vermoor het wat met haar sou stry. Al haar kleinkinders en familie loop deur, maar gelukkig kon Joas se tannie hierdie wrede planne keer. Sy het klein Joas die prins gou weggesteek, sonder dat die koningin besef het sy's verneek. Jehoseba en haar man, Jojada, was slim en baie wys. Hulle gee vir die klein prins 'n liefdevolle huis. Hierdie oom en tannie trek 'n sirkel om die prins, om 'n koning groot te maak in die Here se guns. Joas word groot in die tempel en leer van die Here, en so maak hulle hom gereed vir historiese gebeure. Toe hy 7 word, het die tyd aangebreek om sy wrede ouma se planne dwars te laat steek. So word Joas een van die jongste konings wat bestaan, met 'n hele kring mense wat die pad saam met hom gaan. Laat ons dan leer by Joas se oom en tannie. Ons kan nie al die ander se laste dra nie. Nee, ons kan nie. Ons kan eenvoudig kies om daar te wees, in tye waar swaar kry en probleme wil heers. In hierdie tye moet ons met omgee en liefde herinner, dat die Here heers as probleme oorwinner. Met ons sirkels en omgee kan ons ander se koppe lig, om liefsvol probleme na Jesus te rig. Die einde. Jo, Mossie, is dit nou nie mooi nie. Daai tannie en oom verdien 'n groot prys. Joas was baie gelukkig om hulle twee te hê. Ek meen, hulle het hom so mooi groot gemaak en hom op die regte pad gehou. Dit gee my skoon hoendervleis. So ja, ek dink net wat vir my die mooiste is, dat hulle tot hom gelei het na die Here toe en om hom te ken. Dit is so waar en dit is so mooi hoe hulle juis hierdie sirkel-effek gebruik het om hom te beskerm en hulle eie lewe in gevaar gestel het, sodat hulle hom oor die Here kan leer. Ja, en toe die tyd reg was vir klein Joas om koning te word, ek bedoel, 7 jaar oud, hier word hy koning, het hy mense gehad in sy lewe, wat daar vir hom kon wees toe dit saak maak. Daai klein babietjie was in gevaar en die oom en tannie het ingegryp, en hulle het hom mooi gelei, dat hy in sy hart reg was, dat die Here hom kon gebruik as koning. En toe dit tyd was om koning te word, was hulle nog steeds daar vir hom. En is dit nie mooi hoe die wagte 'n regte egte sirkel om hom gemaak het, sodat niemand by hom kon kom wat hom seer kon maak nie. Dis wat jy bedoel het met sirkels. Ons kan nie ander se probleme vir hulle dra nie, maar ons kan hulle altyd help deur die moeilike tyd. Wow. Ja, skarreboel, dit is lekker om mense te help. Maar onthou, jy hoef nie altyd almal se probleme die heeltyd vir hulle te dra nie, hoor julle twee flinkvinke? Ja. Maar jy kan daar wees wanneer dit saak maak, want die Here kan jou gebruik om daardie mense te help. En kyk net hoe mooi gebruik Jesus dit om ons te help sodat 'n ander in daardie manier Jesus se liefde kan raak sien. Is dit darm nie maar mooi nie? Ag, volgende keer sal ek dit nou maar minder dramaties doen as wat ek dit gewoonlik doen. Ons sal daai maar met 'n knippie sout vat, nê. Die een bly maar dramaties, of wat sê ek ou? Ag, ons gaan braai nog 'n marshmallowtjie. Sien vir julle. Tada!